Goeiemôre vriende, dit is vandag Saterdag 21 Februarie 2026. Mag dit vir julle sommer net 'n lekker ontspanne dag wees vandag. Vader God, God die Vader, Seun en Heilige Gees. Baie dankie dat U vir ons lief is. Gaan ons verstand te bowe, Here, ons koppies is te plat daarvoor dat U is 'n groote almagtige God. So omsien na ons. En maar ons wil vir U kom sê baie dankie vir U liefde vir elkeen van ons. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Soos ek julle gesê het, ons het nou klaar gemaak met die eerste brief van die Tessalonisense. Ons gaan nou sommer oor na die tweede brief, ook 'n baie kort briefie wat Paulus skryf, 3 hoofstukke. Dit is letterlik, hierdie brief is nie lank na die eerste brief geskrywe nie. Daar's nog steeds verwarring oor die wederkoms, vriende. Hierdie mense kry swaar hierso. Julle moet onthou, hulle was heidene, hulle het tot bekering gekom. Die keiseraanbidding is volop daar. So hulle kry van oral af moeite. Hulle ly, liewe vriende, want as jy nie die keiser as God ervaar nie, dan is jy teen hom, as jy mos vir God die Vader, Seun en Heilige Gees aanvaar. So die mense het hulle ook vervolg daar, so hulle kry swaar, né? En dan kom skryf Paulus, dat ons weet in hierdie tyd, en hy gaan dit nou weer noem, julle gaan hoor die mooi taal wat Paulus gebruik, wanneer hy praat oor hierdie amazing gemeente, maar is 'n mooi gemeente hierdie, né, hierso in Tessalonisense. Nou kom Paulus en sê hy van Paulus, Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God ons Vader en die Here Jesus Christus behoort. Is dit 'n amazing taal hier, né? Hy kom sê vir hulle, julle behoort aan God die Vader en die Here Jesus Christus. Dit is wonderlike taal wat hy gebruik. Genade en vrede vir julle van God die Vader en die Here Jesus Christus. En dan kom sê hy, ons moet God altyd vir julle dank, broers. En dit is ook reg, want julle geloof neem sterk toe. En sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Is dit nie pragtig nie, liewe vriende? Ek sê mos vir julle, hulle in die vorige brief, as iemand dan sulke taal gebruik oor ons, dit is amazing taal, né? En ek moet sê, vriende, in ons gemeente beleef ek dit. Ek moet nou regtig vir julle sê, ek is mos nou 'n hele paar jaar al hierso, en deur al daai jare is dit wat ek by julle gesien het. Dit is wat ek by julle geleer het. Wat ek nog altyd vir mense sê, ek spog altyd met ons gemeente in Sonnekus en Milnerton, nie omdat dit gaan oor ons nie, maar omdat ek van die Here in julle sien. Ek sien die Here in julle liefde, in julle omgee, in julle uitreik, saam dink, saam gesels. Ek sien dit daar, so hierdie is net so van toepassing op julle, né? En sonder uitsondering word julle liefde vir mekaar altyd meer. Daarom praat ons met trots van julle in die gemeenskap van God en vertel ons van julle volharding en geloof onder al die vervolging en lyding wat julle moet verdien. Ons kry dan nou net die lyding en vervolging op hierdie stadium nie, maar ja, daarom praat ons met trots en praat ek ook met trots dat ek aan so 'n gemeente mag behoort. Dit is vir my so 'n groot voorreg en genade wat die Here gee om aan so 'n gemeente te behoort. En dis wat Paulus oor hierdie gemeente ook sê, pragtige stuk getuienis, né? En dan gaan hy aan sê, dit alles is 'n bewys van die regverdige oordeel van God, naamlik dat hy julle geskik geag het vir sy koninkryk waarvoor julle nou ook ly, né? Dit is groot goed wat Paulus sê. Hy sê so, hierdie liefde, hierdie geloof van julle is so amazing dat God eintlik vir julle kom sê, maar julle wil net vir julle sê, julle is geskik vir sy koninkryk. Julle moet nie daaraan twyfel, julle is geskik vir sy koninkryk, kom sê Paulus vir hulle, né? Dan gaan hy aan sê, God is nog regverdig. Die mense onder wie julle nou so ly, sal hy as straf ook laat ly, en aan julle lyding, en ons en sal hy 'n einde maak wanneer die Here Jesus Christus met sy magtige engele in 'n vuurvlam uit die hemel verskyn, kom sê hy vir hulle, né? So hy gaan weer so 'n bietjie terug na die wederkoms om vir hulle te vertel hoe gaan dit lyk in daai tyd. En hy kom sê vir hulle, ons moet dit vir mekaar ook sê, as ons op die aarde kyk, dan lyk dit of die goddelose oorvat. Lyk of dit oorvat. Hulle het geen sin vir menselewens nie, hulle korrupsie pla hulle nie, om alles te steel pla hulle nie, mense dood te maak pla hulle nie, en dit pla ons, vang ons, en ons raak baie keer gefrustreerd. Maar vriende, onthou net, God is die een wat oordeel, en God se oordeel is altyd regverdig. En daarom moet ons hierdie goed vir God gegee. Wanneer ek en jy binne in ons harte, soos wat hulle miskien gevoel het in Tessalonisense, wanneer jy voel in jou hart, maar dit raak net te veel vir jou oor die goed, gaan lê dit voor God, sê Here,
U sê die oordeel kom aan U toe. Here, U sê die wraak kom aan U toe. Here, ek wil net vir hierdie mense wat my so te nakom en ons land te nakom of wat ook al te nakom, wil ek in U hande kom lê. Here, loop U asseblief U eie pad met hulle. Help my verlos my van hierdie gevoel hier binne my, né? Hy sê en dan sê hy, dan sal hy die mense straf wat nie vir God ken nie en die wat die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam nie. Die ewige verdoemenis sal hulle straf wees, altyd geban uit die teenwoordigheid van die Here en van sy wonderbaarlike mag. Dis 'n verskriklike uitspraak, né? En vriende, kom ons herinner mekaar weer net, soos ek julle sê, ons kan hoe diplomaties en mooi wees, ons moet dit wees vriendelik en al die mooi goed. Maar vriende, as net een weg na die Vader. Dis Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie. Dis 'n nou weg, vriende. En ongelukkig is die mense wat nie in Jesus glo nie, gaan in die verdoemenis beland. Anders as ek en jy dit nie glo nie, moet ons die Bybel weggooi, né? Dan moet ek en jy net gaan vir pret en plesier in die lewe as ons dit glo. Maar daar is 'n hemel en daar is 'n hel. Punt. Dis wat die Bybel vir ons sê. Hoe dit gaan lyk en presies en hoe die alles uitspeel, dit weet ek en jy nie. Dit is nie vir ons om te weet nie. Maar dat dit daar is en dat dit beskrywe vir ons word oor en oor en oor is baie waar, vriende. En dan kom sê hy, dit sal gebeur op die dag wanneer hy kom om verheerlik te word deur die wat aan hom behoort, om eer te ontvang van almal wat glo. Julle sal ook daar wees, want julle het ons getuienis aan julle geglo. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. Vriende, dit is 'n onsaglike, pragtige iets wat Paulus vir hierdie gemeente kom toe bid, né? Toewens. Ek wil dit ook vir julle kom toewens en ek gaan dit stadig lees. Mag ons God julle in Sonnekus gemeente, in Milnerton, julle wat deel is van die Here Jesus Christus se liggaam. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. Mag hy ons waardig maak deur dat die Heilige Gees in ons woon. Dat mense die Heilige Gees in jou en my lewe kan raak sien hier in Sonnekus gemeente. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. En mag hy deur sy krag, want dit is 'n groot krag wat ons is. Die krag van die Heilige Gees is in ons. Ons het toegang tot hierdie krag. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie, omdat ons altyd kyk na wat is die beste, wat is die goeie wat God wil hê moet doen. As daardie krag help ons om dit te ontgin. En die werk van die geloof volkome te maak, dat ons ook sal uitreik op 'n bekeringsvlak na mense te vir mense vra, ken jy die Here Jesus Christus? Is die Here Jesus Christus deel van jou lewe? Nie om die ou af te knou nie, liewe vriende, maar om regtig belangstellend en uitnodigend uit te reik na mense wat vir Jesus nog nie ken. My 15 vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.